Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor interne konflikoplossing. Interne konflikoplossing en ons skrifgedeelte vanoggend is die 5de hoofstuk van Nehemia. Nehemia hoofstuk 5. Maar terwyl ons dan die woord van God oopmaak by Nehemia, kom ons maak net eers die oë toe. Hemelse Vader, al is die dag grys en koud, weet ons verlosser leef. Here, en vanoggend wil ons weer eens vir U kom vra, wanneer ons by U voete kom sit, Here, maak U woord vir ons oop, breek dit oop, Here, en leer ons hoe om konflik op te los binne die kerk. Here, omdat ons U kinders is, kan ons vir U ook vra vanmôre, seën elkeen van ons wat luister, deur ons ore oop te maak, maar meer as dit, Here, maak ons verstand oop om te verstaan wat U vir ons wil sê, en dat ons hierdie boodskap in ons harte sal bewaar en in ons lewens kan toepas. Here, en dan vra ek ook dat U my sal seën deur my te spreek, Here, sodat dit wat ek vanoggend deel, U waarheid sal wees, niks minder of niks meer nie. In Jesus naam, amen. Geliefdes, eendag het 'n man sy dogter en sommige van haar vriendinne hardop in die agterplaas hoor stry. En het uitgegaan en het haar berispe. En toe sê sy, maar pappa, ons het net kerk gespeel. Sjoe, dis hartseer, maar dis waar dat die kerk van Jesus Christus dikwels meer deur faksies as deur gemeenskap gekenmerk is. En daar is selfs 'n boek met die titel Great Church Fights. En ek het dit nie gelees nie, maar dit klink interessant. En J. Vernon McGee het in sy boek Ezra, Nehemia en Esther het hy opgemerk, in die geskiedenis van die kerk het ons gesien dat toe die duiwel nie die kerk deur vervolging kon vernietig nie, die volgende ding wat hy gedoen het was om daarbey aan te sluit. En as jy al baie lank 'n Christen is, dan was jy waarskynlik al in 'n kerk wat deur 'n skeuring gegaan het. In hierdie gevalle wêreld is sommige skeurings onvermydelik as ons verbind is tot gesonde leerstellings en goddelike standaarde. Want daar was nog altyd en daar sal altyd diegene wees wat vernietigende ketterye en of bose gedrag inbring, soos ons sien in 2 Petrus 2 vers 1 en 2 Petrus 2 vers 13 tot 14 en 18 tot 19. Maar as kerkleiers gehoorsaam aan God is, dan moet hulle ernstige foute en sondige gedrag konfronteer. Dis nie 'n keuse nie. Maar wanneer hulle dit doen, selfs al volg hulle die skrif en tree hulle in liefde op, is daar altyd sommige wat negatief sal reageer en sal wegloop. En ongeag die oorsaak van die verdeeldheid, ons moet werk om konflik in die kerk op 'n Bybelse manier op te los. Paulus vermaan ons om ywerig te wees in Efesiërs 4 vers 3, wanneer hy sê, ons moet ywerig wees om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. En in Romeine 14 vers 18 sê hy, ons moet nastreef na die dinge wat tot vrede en onderlinge opbouing dien. En as ons God se seën wil hê, sê Petrus dat ons vrede moet soek en dit moet nastreef. 1 Petrus 3 vers 11. Want passiwiteit is nie voldoende nie. Ons moet vrede op 'n godvrugtige manier nastreef sonder om waarheid of heiligheid in die gedrang te bring. En soos ons verlede week gesien het Nehemia se poging nie baie vlot verloop met sy pogings om die muur van Jerusalem te herbou nie, soos hoofstuk 3 op sigself ons kan laat glo. Want hoofstuk 4 en 6 wys ons hoe teestand van buite getrotseer moes word. En hier vanoggend in hoofstuk 5 wys hy hoe konflik van binne, hoe hy dit moes hanteer. En sommige geleerdes voer aan dat hierdie gebeure moes plaasgevind het nadat die muur voltooi is, aangesien Nehemia nie die tyd sou geneem het vir 'n vergadering
van die hele bevolking, soos ons in vers 7 sien, te midde van die projek nie. Maar as ek dit lees, my begrip is dat hy wel die tyd moes neem te midde van die projek om hierdie interne probleme te hanteer, wat gedreig het juis om die werk te saboteer. Verskoon tog. Maar die probleem wat ons in verse 1 tot 5 sien, het gesentreer rondom die klagtes van die armer Jode teen die welgestelde Jode wat of hulle desperate behoeftes geïgnoreer het, of daardie behoeftes eintlik vererger het deur hulle uit te buit. En dinge is vererger deur 'n hongersnood, sodat diegene wat eiendom besit het, gedwing is om hulle lande en hulle wingerde en hulle huise te verpand om kos te kry. En ander moes leer om die koning se belasting op hulle grond, of hulle moes leen om die belasting op hulle grond te betaal. En sommige is selfs gedwing om hulle kinders as slawe aan hulle mede-Jode te verkoop om hulle rekeninge te betaal. En in teenstelling met die Mosaïese wet wat die Jood verbied het om geld teen rente aan 'n mede-Jood in nood te leen, soos in Eksodus 22 vers 25 en Deuteronomium 23 vers 19 sien ons hier, het die welgestelde Jode nie net rente gehef nie. In vers 11 lees ons van die 100ste deel. Dit beteken 1% per maand of dan 12% per jaar. Maar hulle het ook Joodse kinders as slawe as sekuriteit vir die lenings geneem. So hulle het as hartlose sakemanne gewerk en hulle eie finansiële gewin vooropgestel, sonder om ag te slaan op hoe hulle dit hulle armer broers en hulle familie seer gemaak het. En Nehemia het hierdie probleme as ernstig genoeg beskou om die werk aan die muur lank genoeg te stop om dit op te los. En die manier waarop hy dinge hanteer het en die mense se reaksie toon vir ons 'n paar Bybelse beginsels vir die oplossing van konflikte in die kerk. Eerstens, om die Here se werk te doen, moet ons konflikte in die kerk op 'n Bybelse manier oplos. En daar's 3 beginsels hier, waarvan 2 die mense betrek en 1 die leiers betrek. Eerste, om konflikte Bybels op te los, moet mense klagtes by die betrokke owerhede indien, ek bedoel nou in die kerk. En ons weet nie of die mense wat onreg aangedoen is, eers na diegene wat hulle uitgebuit het gegaan het, sonder om dinge opgelos te kry nie. Want dit is altyd die eerste stap wanneer jy dink dat iemand jou onreg aangedoen het, is om direk na die persoon te gaan en te probeer om dinge op te los. Soos Jesus vir ons in Matteus 18 vers 15 sê. Maar op daardie stadium het hulle klagte by Nehemia gebring, of ten minste het hy van hierdie klagte gehoor. En daar is 'n basiese en tog dikwels oor die hoof gesiene beginsel. 'n Leier kan nie probleme hanteer waarvan hy nie bewus is nie. Soms kan hy natuurlik nie probleme hanteer nie, selfs wanneer hy daarvan bewus is, maar sonder uitsondering is dit onmoontlik om 'n probleem te hanteer waarvan jy nie weet nie. En ek is verbaas oor hoe gereeld mense hulle klagtes by almal lig, behalwe by die leiers wat dalk iets kan doen om te help. En hulle sal altyd 'n verskoning hê, iets soos, ek wou net sien of iemand anders dieselfde voel as ek, of ek moes net my gevoelens lig, of die pastoor is te besig en hy sal in elk geval nie na jou luister nie. En so sirkuleer hulle deur die kerk en stook hulle tweedrag en verdeeldheid, maar die leiers weet nie eers dat daar 'n probleem is nie. Daar's 'n storieetjie van jare gelede wat 'n vrou van 'n ouderling aan 'n pastoor gebel en gevra het jy geweet dat mevrou Jones, dit was 'n bejaarde vrou in die kerk, deur die kerkgids gaan en mense bel en vra of hulle daarvan hou dat ons gitare in ons eredienste gebruik. En die pastoor het gesê, nee, ek het geen idee gehad nie. En toe het hy mevrou Jones besoek en haar eerste woorde was, so het jy gekom om my uit te trap. En hy het gesê, nee, ek het gekom om met jou te praat en te verduidelik hoekom ons musiekstyl verander het, en ek het gekom om jou te vra om nie kinderstories en kontroversie aan te wakker deur ons kerkgids te bel nie. En hy sê dit was baie duidelik dat sy baie ongemaklik was met so direkte oplossing van 'n probleem. Maar om met almal in die kerk te praat, behalwe diegene wat iets aan die probleem kan doen, stook mos net tweedrag en versprei kinderstories. Om konflikte of probleme Bybels op te los,
Gaan direk na die persoon wat verantwoordelik is en praat oor die probleem. En as iemand met 'n klagte na jou toe kom, vra of hy met een van die pastore of die ouderlinge gepraat het. En indien nie, rig hom om dit te doen voordat hy met iemand anders praat. Want baie misverstande kan op hierdie vlak opgelos word sonder om groter probleme in die kerk te veroorsaak. En tweedens, om konflikte Bybels op te los, moet leiers klagtes op 'n Bybelse manier hanteer. En Nehemia is hier vir ons 'n voorbeeld van goddelike leierskap. Hy kon vir hierdie mense gesê het, ek is besig op hierdie muur, kom oor 6 weke terug en ons sal gesels. Maar Nehemia het besef dat die probleme beduidend was en die mense was ontsteld. En hy het sy aandag op die muur onderbreek om te luister en te help om hierdie saak op te los. En hy het 5 dinge gedoen wat belangrik is wat leiers moet doen. Eerste, hy het regverdig kwaad geword. En dit mag sommige mense verbaas om in vers 6 te lees dat Nehemia baie kwaad geword het toe hierdie klagtes gehoor het. Daar lyk asof daar vandag 2 uiterstes in Christelike kringe is. En ek het met 'n vriendin hierdie week ook gesels wat gesê het hulle predikant het oor woede gepreek en gesê dit kom altyd van Satan af, maar dis nie waar nie. Maar soos ek sê, daar is vandag 2 uiterstes in die Christelike kringe. Sommige dink dat alle woede verkeerd is, soos ek nou net genoem het, en sommige ontken, of soms ontken Christene wat so dink, selfs hulle eie woede, selfs wanneer dit vir almal anders duidelik is. En ander wat in moderne sielkunde glo sê dat woede nie reg of verkeerd is nie, dit is maar net. En hulle sê dat ons dit moet uitdruk en dit moet erken. Maar die Bybel leer duidelik dat die meeste woede sondig is, ja, maar dat sommige woede regverdig is, soos Efesiërs 4 vers 26 en 31 ook vir ons sê. En Jesus het kwaad geword vir die hardheid van die Fariseërs se harte in Markus 3 vers 5. Maar hy het nie gesondig nie. As ons woede gerig is teen die sondige behandeling van ander en as ons toelaat dat dit ons na konstruktiewe maniere beweeg om die probleem op te los, dan kan dit regverdige woede wees. As dit 'n oortreding teen ons behels, dan kan dit regverdig wees, maar waarskynlik 'n sondige selfsug en trots daarmee vermeng. En daarom moet ons baie versigtig wees om ons motiewe voor God te ondersoek. Dit is reg om kwaad te word oor sondige praktyke soos kindermishandeling en pornografie en abortus en rasisme en mishandeling van vroue. En dit sou sondig wees om met geweld te reageer teenoor diegene wat sulke sondes pleeg. So ons moet onsself toets om seker te maak dat ons regverdige woede regverdig rig. En dit is wat Nehemia gedoen het. En tweedens sien ons hy het selfbeheersing beoefen. Want voordat Nehemia met diegene wat skuldig was aan die uitbuiting van die armes gestry het, het hy eers met homself geraadpleeg soos ons vers 7 sien. En dis betekenisvol. Hy het nie in woede weggegaan om diegene wat verkeerd was te bestorm nie. Hy het gestop, hy het afgekoel, gedink en dinge deurgebid en eers daarna het hy opgetree. Spreuke 16 vers 32 sê vir ons die lankmoedige is beter as 'n held en hy wat sy gees beheers as een wat 'n stad inneem. En ons almal, maar veral leiers, moet selfbeheersing beoefen wanneer ons kwaad word. En dan sien ons derdens uit die beginsels van Bybelse konfrontasie gevolg. Dit is maklik om kwaad te word, maar dan af te koel en niks te doen nie. Dit is immers moeilik en ongemaklik om diegene te konfronteer wat 'n probleem veroorsaak. En dit is veral moeilik om diegene te konfronteer wat toevallig dan nou ryk en magtig is, soos hierdie manne was. Wat as hulle dan nou verdedigend raak en hulle steun aan die projek onttrek? Wat as hulle Nehemia as 'n vyand begin beskou? Hulle kon hulle invloed gebruik om baie meer skade te veroorsaak. Miskien moes Nehemia dalk 'n rukkie wag totdat die muur voltooi was, maar hy het dit nie gedoen nie. Eerstens het hy diegene privaat gekonfronteer wat skuldig was aan die behandeling of die mishandeling van die armes, volgens vers 7. En ons weet nie of dit 'n enkele vergadering of 'n reeks vergaderings behels het nie, en of Nehemia alleen was en of hy 'n paar vertroude leiers saamgeneem het nie. Maar die Bybelse patroon vir die oplossing van konflik is volgens Matteus 18 vers 15 en 16 is: as jou broer sondig, gaan wys hom sy fout in die geheim. As hy na jou luister, het jy jou broer gewen.
maar as hy nie na jou luister nie, neem nog een of twee saam met jou. En terwyl Nehemia nie ons Here se lering hieroor gehad het soos ons nie, lyk dit asof hy wel hierdie patroon van private konfrontasie gevolg het vir enige openbare konfrontasie. As jy vraag, het Nehemia privaat sukses behaal? Ons weet nie verseker nie, maar waarskynlik nie, want daar is geen opgetekende reaksie van die adellikes op hierdie stadium nie. Nehemia het dus tot openbare konfrontasie oorgegaan. Hy het 'n groot vergadering byeengeroep en het die probleem uitgespel. En in vers 8 sien ons hy die leiers bestraf deur daarop te wys dat hy en ander Joodse broers wat aan die nasies verkoop is, verlos het, maar nou was dit Jode self wat hulle broers in slawerny verkoop het. En hulle kon nie 'n woord vind om te antwoord nie. En hy het verder gesê dat hulle gedrag nie goed was nie, aangesien hulle vyande die Jode sou bespot vir hulle mishandeling van hulle eie mense in vers 9. En sommige dink dat Nehemia volgens vers 10 sy eie vorige mislukking erken om geld teen rente aan sy mede-Jode uit te leen, gebaseer op die meervoud waar hy sê, laat ons tog hierdie lening kwytskeld. Maar ek dink dat hy het net die meervoud gebruik om met hierdie manne te identifiseer. Want Nehemia het geld geleen in ooreenstemming met die wet, sonder om rente te hef. En hy doen 'n beroep op hierdie welgestelde manne om by hom aan te sluit om dieselfde te doen. En hy vra hulle om hulle lande en hulle wingerde en hulle olyfbode en hulle huise aan die armes terug te gee, tesame met die rente wat hulle gehef het. En julle weet, daar's baie Christenleiers wat bang is om sondaars met hulle sonde te konfronteer, het sy privaat of in die openbaar. En hierdie vrees neem toe wanneer die persoon in sonde nou dalk ryk en magtig is. Maar ons moet Nehemia se voorbeeld volg om diegene wat in sonde is te konfronteer. Nehemia het behoorlike regverdige woede onder beheer getoon. En sy woede het hom die moed gegee om diegene wat verkeerd was te konfronteer. En hy het 'n persoonlike voorbeeld van Gods vrug gestel. En een rede waarom Christene huiwer om diegene in sonde te konfronteer, is die vrees dat die een wat gekonfronteer word, sy vinger terug sal wys na die een wat konfronteer, en areas dalk sal bloot lê waar hy in sonde is. En daarom sê hulle maklik, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. En dan laat hulle dinge maar net begaan. Nehemia wys vir ons dat leiers bo verdenking moet wees en voorbeelde vir die kudde moet wees, soos ons in 1 Petrus 5 vers 1 tot 4 sien. En Nehemia het sy eie geld bestee om hierdie Jode uit slawerny te verlos volgens vers 8. En hy het hulle geld sonder rente geleen vers 10. En ons weet nie op watter stadium Nehemia as gouverneur aangestel is nie, en of dit nou is voor hy die eerste keer na Jerusalem gegaan het, of rukkie nadat die muur voltooi was nie. Maar in verse 14 tot 19 voeg hy sy eie voorbeeld as gouverneur oor 'n tydperk van 12 jaar by. En hy doen dit nie uit trots nie, maar om 'n voorbeeld aan ander leiers te gee om na te volg. Want sy praktyke gee ons verskeie belangrike beginsels vir leiers. Eerste, hy het sy regte op sy gesit en hy het nie voordeel getrek uit sy posisie en mag nie, soos ons in vers 14 en 15 sien. Want hy het die reg gehad om 'n voedseltoelaag te eis, soos sy voorgangers gedoen het, deur die mense te belas en dan hulle dienaars uit te stuur om die belasting met geweld in te vorder. Die gouverneur het 'n reg op so 'n toelaag gehad en Nehemia kon hierdie belasting opgelê het. As ons sien, hy het immers daagliks 150 Jode en amptenare aan sy tafel gehad, behalwe diegene wat van omliggende nasies gekom het, in vers 17. En dink net, om hierdie mense te voed, het hy elke dag 1 os, 6 uitgesoekte skape, plus nog pluimvee en wyn nodig gehad, soos vers 18 vir ons sê. Maar Nehemia het sy reg op die gouverneur se voedseltoelaag op sy gesit, en blykbaar hierdie koste uit sy eie sak uitgedra. En baie Christenleiers strap in die strik om te dink dat hulle posisie hulle sekere regte en magte gee. En ons moet die voorbeeld van die Here Jesus volg wat sy regte op sy gesit het om die vorm van 'n dienaar aan te neem en gehoorsaam te wees, selfs tot in die dood aan die kruis. Dan tweedens, Nehemia het God gevrees en omgegee vir mense se las. Ons sien dit in die tweede gedeeltes van verse 15 en 18. Nehemia gee 2 redes waarom hy die tendens van sy voorgangers, waarom hy teen dit gekant was,
en waarom hy sy regte op sy gesit het. Want vers 15 sê hy het God gevrees en hy was bekommerd omdat die diens swaar was op hierdie volk. In die einde van vers 18. En elke man in leierskap moet voortdurend onthou dat hy slegs maar net 'n dienaar van God is en dat hy eendag aan God moet verantwoording doen. So dis nie my kerk nie. Dis Christus se kerk. En ek is net sy onderherder. En om God te vrees beteken dat ons nie dinge moet doen soos selfs ander Christene dit doen nie. Ons moet God eerstens vrees. En ons moet omgee oor die seermaak van mense. En om by die las van diegene wat reeds belas is te voeg, so ongevoelig en liefdeloos wees. En dan sien ons derdens, hy was vrygewig en hy was bereid om te deel, in verse 17 tot 18. En ek wil dit het hom gekos om almal uit sy eie sak te voed, maar hy was bereid om dit te doen, sodat hy nie 'n las op hierdie reeds belaste mense hoef te lê nie. 'n Leier moet 'n voorbeeld van vrygewigheid wees. En vierdens, hy was toegewy aan die werk, volgens vers 16. Want Nehemia berig dat hy homself toegewy het, of dat hy volhard het aan die werk aan die muur, en nog sy dienaars het enige grond gekoop. Nehemia sy dienaars het waarskynlik vooraf geweet dat eiendomspryse sou styg sodra die muur voltooi was. So hulle kon baie maklik grond gekoop het voordat hulle die projek aangekondig het en dan die grond teen 'n baie netjiese wins verkoop het na die tyd. Maar die soldaat in aktiewe diens raak nie verstrengel in alledaagse dinge nie, sodat hy die een wat hom gewerf het kan behaag, soos 2 Timoteus 2 vers 4 vir ons leer. So Nehemia het sy fokus op die werk gehou, en ons moet dieselfde doen. En dan vyftens, hy het vir God se goedkeuring gewerk, volgens vers 19. Want niemand nie vir die mense se applaus gewerk nie, maar vir God se welgedaan. Matthew Henry in sy kommentaar skryf, hy noem dit 'n gebed aan God, nie asof hy gedink het dat hy hiermee enige guns van God verdien het as 'n skuld nie, maar om te wys dat hy nie na enige vergoeding vir sy vrygewigheid van mense gesoek het nie, maar slegs op God staat gemaak het om aan hom te vergoed wat hy verloor het en vir sy eer uitgelê het, en hy het die guns van God genoeg geag. En so moet ons vir God se goedkeuring werk en dit genoeg ag. Selfs al sê mense nie eens vir ons dankie nie. So, Nehemia het regverdige woede onder beheer uitgeoefen. Hy het diegene wat skuldig was, Bybels gekonfronteer. En hy het 'n goddelike persoonlike voorbeeld gestel. En merkwaardige ding is dat, toe hy hulle met hulle verkeerde gedrag gekonfronteer het, hulle ingestem het om die geld terug te gee en te doen soos Nehemia versoek het, soos in vers 12 sien. Maar Nehemia het nie gesê, toe hulle het gedoen het, ag, dit is wonderlik, God seën jou nie. Hy het iets anders gedoen wat leiers moet doen, en dis die 5de punt. Hy het aanspreeklikheid geëis. Nehemia het geweet dat die menslike natuur vol goeie bedoelings is wat nooit tot die praktyk kom nie. En daarom het hierdie ryk manne 'n openbare eed voor die priesters laat aflê dat hulle dit sou nakom. En toe in die tradisie van die profete het hy dramaties sy kleed voor hulle uitgeskit en gesê in vers 13, mag God so elke man uitskit wat hierdie woord nie bevestig nie, uit sy huis en uit sy besitting, en mag hy so uitgeskit en leeg wees. En dit het hulle op die stippellyn laat teken. En verbasend genoeg het niemand gesê, maar hoe, vertrou julle ons dan nie? Julle sien, leiers moet mense aanspreeklik hou vir hulle beloftes voor God en ander. As daar huweliksontroudheid of finansiële wandade was, moet die skuldige party vertroue herstel. Die enigste manier om dit te doen, is deur baie noue aanspreeklikheid. Met ander woorde, om konflik Bybels op te los, moet mense klagtes aan die betrokke leiers gaan lig. En leiers moet hierdie klagtes op 'n Bybelse manier hanteer. En dan laastens, om konflikte Bybels op te los, moet mense bereid wees om hulle aan God, aan sy woord en godvrugtige leiers te onderwerp. Want ongelukkig, wanneer leiers met mense met oortredinge konfronteer, reageer die mense al te dikwels met woede en verdedigende houding, of hulle beweeg net na 'n ander kerk toe, of hulle verlaat die kerk heeltemal, sonder om hulle sonde te hanteer. Maar is weer eens
moenie oordeel nie, dat jy nie geoordeel word nie. Maar gelukkig is daar 'n paar oorwinnings, soos ons hier sien. Ons sien hierdie edelmanne en heersers het Nehemia se teregwysing aanvaar sonder om terug te veg. Want hulle kon sien dat hulle gedrag God se woord ongehoorsaam was en dat hulle mede-Jode seer gemaak het en dit het hulle vyande aanleiding gegee om hulle en hulle God te bespot, volgens vers 9. En hulle was bereid om hulle eie gierigheid in die gesig te staar en diegene terugbetaal wat hulle uitgebuit het. En hulle was nie net bereid om aanspreeklik gehou te word nie, maar hulle het dit met lof aan God gedoen, soos ons vers 13 sien. Sjoe, dis 'n wonder dat Nehemia nie met 'n hartaanval omgeval het nie. Want uit 10 jaar as 'n pastoor of 'n woordbediener kan ek sê dat dit skaars is om mense so gereedelik op teregwysing te sien reageer. Ek het nog baie min enige so situasie sonder 'n groot stryd beleef. Maar dit behoort nie so te wees nie. Hebreërs 13 vers 17 gee vir ons 'n vermaaning wat vreemd klink in ons tyd, wanneer mense geen idee het dat hulle onder geestelike gesag eers meer staan nie. Want dit sê vir ons, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. En ek weet dat sommige van wat ek gesê het, is gerig aan diegene van julle wat nie leiers is nie. En ander dinge is gerig aan diegene van ons wat in een of ander hoedanigheid wel lei. En dis menslike natuur vir die nie leiers om so boodskap te hoor en te dink, ja, ek wens ons leiers sou doen wat hulle veronderstel is om te doen. En weer vir die leiers om te dink, as ons mense net op ons leierskap gereageer het, soos hierdie mense met Nehemia gedoen het. Maar eerder as om vinger te wys na mekaar, moet elkeen van ons gehoorsaam wat op ons van toepassing is. Iemand het gesê dat Satan in 'n kerktwis neutraal bly en ammunisie aan beide kante verskaf. En dis dalk nie altyd waar nie, maar hy hou wel daarvan om God se mense te verdeel, deur hulle te kry om mekaar onreg aan te doen en dan nie Bybels met probleme om te gaan nie. So geliefdes, ons moet toegewy wees om konflikte op God se manier op te los. Want slegs dan sal sy werk voortgaan. Amen. Kom ons maak hier oor toe. Here, ons sê vir U baie dankie vanmôre dat U vir ons hierdie goddelike voorbeeld van hierdie man Nehemia gegee het. Here, dat ons kan sien dat daar 'n regte manier is om konflik, wat onvermydelik is, ongelukkig in ons samelewing, om konflik binne ons geloofsgemeenskap te hanteer op 'n manier wat reg en vir U welgevallig is. Here, help ons om hierdie altyd te onthou en in gedagte te hou en lei ons, dat wanneer ons in konfliksituasies is, dat ons dit op die regte manier sal oplos, want dan weet ons, U is by ons en dit sal op die regte manier uitwerk. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. Mag hierdie vir julle ook vanmôre weer eens dalk iets nuuts wees wat julle geleer het. Maar mag dit vir julle sielsvoedsel wees. En mag julle dit ook in gedagte hou wanneer julle in konfliksituasies beland. Het sy of jy net 'n gewone lidmaat is en of jy 'n leier is. Maar hanteer dit volgens hierdie voorbeeld wat ons hier vanoggend in Nehemia hoofstuk 5 gesien het. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef. En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord by mekaar om verder van hom te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. Mag God julle seën. Shalom.